Goeiedag almal, kort en kragtig, die Here wil jou help. Want almal van ons kom gereeld te staan teen bose magte wat ons wil verwoes. Dit maak nie saak wat die stryd is waarteen jy te staan kom nie. Een ding is verseker, die Here verwag nie dat jy in jou eie krag moet veg nie. Hy wag nie dat jy alleen die magte van duisternis moet trotseer nie. Jy weet, dit sou belaglik gewees het as Dawid gedink het dat hy as tienerseun 'n baasvegter van byna 3 meter lank kon verslaan. Dit is net so dwaas van ons om te dink dat ons die duiwel wat duisende jare se ervaring het op ons eie kan verslaan. Tog is dit presies wat ons gewoonlik probeer doen. En in plaas daarvan om die enigste seker bron van hulp en oorwinning te soek. Kom ons lees in die woord van die Here wat die bron van hulp in Dawid se geveg teen hierdie reeds was. 1 Samuel 17 vanaf vers 45. En Dawid sê vir die Filistyn: "Jy kom na my met 'n swaard, 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die Israeliete se mag wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand gee en ek gaan jou verslaan en ek gaan jou kop afkap. En ek sal die liggame van die Filistynse soldate aan die voëls en die diere gee om te eet. Want dan sal die hele wêreld weet dat Israel 'n God het." Weet, in byna 'n eeu later het koning Asa 'n oorweldigende militêre uitdaging in die gesig gestaar. Maar in plaas daarvan om die Here te vra vir hulp, het hy 'n alliansie met die bose koning van Sirië gesluit. Die Here was meer as in staat om hom oorwinning te gee, maar hy het nie die hulp van die Here gevra nie. En daarom het die profeet na Asa gegaan en vir hom gesê, 2 Kronieke 16 vers 9, "Die Here se oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Jy, koning Asa, het dwaas opgetree en van nou af sal daar altyd oorlog teen jou wees." Wie die Here se krag om jou te help raak nooit uitgeput nie. Daar's geen grense vir sy krag nie. En hy sal nooit vir jou sê, "Dit is al wat ek kan doen nie." Van dieselfde God wat sy getrouheid reg deur die Bybel aan ons bewys het, hy staan vandag gereed ook om jou te help. Vra hom, praat met hom, vertrou hom en hoop op sy hulp en ingrype in jou lewe. Watter stryd jy ook al mag voer, die Here is meer as in staat om jou die oorwinning te gee. As kinders van die Here is ons nie geroep om alleen te veg nie, onthou dit altyd. Die Here wil jou help in elke geveg. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.